Prys die naam van die Here. Oor my siel wees bly. Dit klink so asof jy met jouself moet praat om te sê, siel, wees nou bly, want jy is nou die teenwoordigheid van die Here. Maar om vir jouself te sê, my siel wees bly, is al klaar kosbaar. Oor my siel wees bly, ja, my siel wees bly, met die Here, ons het saam gebracht. Amen. As ons die geleentheid kry, dan doen ons al daai dinge vir die Here Jesus. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Die liefde van Jesus is
die Here Jesus aangeneem met baie dingetjies verander. En ons kan net vandag vir die Here baie dankie sê. So kan ek hier die koning van God, so kan die God van die alles wat nodig is, aan het alles wat die Vader het, sal hy vir ons gee. En dankie Here Jesus, U het reeds daar in Johannes 17 vir ons gebid. En sê alles wat U vir my gegee het ek vir hulle gegee. En dankie Here dat hierdie dinge wat ons ontvang het, vir ons 'n seën is. Dat dit ons op 'n pad sit waar ons kan weet ons nie verlore kan gaan nie. Maar daarom, Here, wil ons hierdeur bring aan U alles wat lofwaardig is. Alles wat aanbidbaar is, Here, net aan U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Prys die naam van die Here. Loof die Here, loof die Here. Ek wil vandag iets lees uit Esegiel, die 37ste hoofstuk. Esegiel is so 'n kosbare profetiese boek wat vir ons geskrywe is dat ons op die einde van die dag amper die hele tyd moet daar staan en worstel met die profesie wat die Here vir ons gee. En om te worstel met 'n profesie sê vir my dat ek moet my gees aktiveer. Want 'n profesie werk deur die Heilige Gees. Hoor wat sê die Here vir Esegiel. Die hand van die Here was op my, sê Esegiel net. En hy het my uitgebring deur die Gees van die Here en my neergesit in die laagte. En dit was vol bene. Wat 'n skok. As die Here my so vat op 'n toer en hy sê, ek gaan vir jou iets wys.
Maar hy vat my so in my gees en hy bring my by doodsbenere wat al droog is. Dit is iets wat vir jou gaan baie bekommernisse in jou opwek, dat sulke dinge met jou moet gebeur. Here, wat wil U vir my sê? Wat is daar wat moet reggestel word in my lewe? En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. En kyk, hulle was baie dor, so dit was bene wat al van lankal af begin droog word het, nee. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Here vra dit vir hom. Hoor wat antwoord hy. Here, Here, U weet dit. U weet wat hier binne in my aangaan. U weet. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle sodat julle lewendig kan word. Is ons God goed? Is hy in staat om dit te kan doen? As hy Jesus uit die dood kan opgewek het, as hy vir Lazarus kon uit die graf laat uitkom het, en as hy die dogtertjie van Jairus kon lewend gemaak het, wie nog? By die Here is alles moontlik. Daar's 'n vraag wat altyd in die mense se vraestel in voorkom. En wat hulle vra is, wat is geestelike vorming? Mense vra dit altyd, wat beteken dit as die Here my gees wil vorm? Nou, baie mense sê, as jy met so 'n gesprek begin het, dan wil hulle eintlik die geselsie tussen my en jou kortling. En sê hulle, okay nee, wag, jy wil nie gesels nie, jy wil nou net bietjie bokant my vuurplek wees. Maar ons moet weet, en eintlik is dit iets wat ons reeds weet, dat aan my en aan elkeen van ons bestaan daar 'n uiterlike. Die uiterlike verduidelik vir ons vanmôre, dit is jou liggaam, dis jou lyf. Nou, hy is die een wat die heeltyd gevorm word, nee? Hoekom? Want ons moet eet, ons moet drink, ek moet lê en sleg word, ek moet dit en ek moet dat. Nou, al hierdie dingetjies sê vir jou al klaar, dat jy besig is om die uiterlike van jouself aan te werk. So jy vorm, soos ek baie min wil slaap, het dit 'n uitwerking op my liggaam. As ek baie slaap, het dit 'n uitwerking op my liggaam. Dit hang die hele tyd af hoe ek leef, wat my liggaam gaan affekteer aan die buitekant. Dit kan jou lyf op die einde van die dag goed daarna laat uitsien, vir wat jy doen, of op die einde van die dag gaan jou lyf swak word, hoe dit daarna uitsien. Dit maak nie saak wat jy doen nie, jou liggaam word gevorm in wat ons doen. Doelbewus of onbewustelik, maar daar is 'n antwoord wat jy gaan kry die oomblik as dit gebeur. Baie keer dan sê ons, nou is dit alweer winter, of as die winter verby is, dan sê ons, kyk wat het winter aan my gedoen, nou pas my somers klere nie meer nie, en al die klein dingetjies. Maar, boonbehalwe dit, dis 'n uiterlike staat, het ons ook 'n innerlike. En die innerlike word ook gevorm, word ook gevoed elke dag. Jou gedagtes, jou begeertes, jou wil, jou karakter, en hulle word die hele tyd van so aard gevorm, maar op die manier van wat ek sien, wat ek hoor,
wat ek lees, wat ek dink en wat ek doen. Dit het 'n effek op my innerlike. Nou, die Bybel noem hierdie jou innerlike gees. Maak nie saak wat jy in jou lewe invoer nie. Dit het 'n uitwerking op dit wat God in ons gees, in ons binneste belê het, en dit is die gees. Elke mens het 'n gees aan sy binnekant. Geestelike vorm word dan 'n proses waardeur jy jouself, jou innerlike self, jou karakter en alles wat met dit gepaard gaan, is ek die verantwoordelike of die een wat dit vorm. So, met ander woorde, ek sê vandag, jy kan jou ore toedruk en dan loop jy in die wêreld in, sodat niemand iets in jou ore kan invluister nie. Maar saam met dit kom gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid sê, ek moet kies wat in my ore inkom. Ek moet kies wat my oë sien, want dit het 'n effek op my geestelike. Mense praat soms baie keer om te sê dat sekere van die geestelike dinge behoort aan sekere godsdienstige groepe, nie? En dit is vir hulle opsioneel. Dis nie myne nie, dis vir daai mense wat so heilig lewe, nie? Die dinge werk vir hulle. Of daar's mense wat sê, ek loop liewer by die dinge verby, sodat dit nie 'n effek op my het nie. Maar wat ons moet vergeet is dat elke mens se innerlike word gevorm beter of slegter, maar jou manier van hoe jy gevorm word in die binnekant, in jou gees, is dit wat God wil hê moet daar wees. God is die skepper van die gees wat binne in jou is. God wil hê dat ons gees moet groei en dit moet groei, maar dit moet afhangende wees van waarin jy groei en waardeur jy groei. So God gee vir ons daardie hulpmiddels en nou sê Heilige Gees in die buitekant. Dis die Gees van God wat met ons gees getuig, sê die woord. So ek moet seker maak dat ek nie net uit my eie uit dingetjies doen en sê ek is besig om my gees te vorm nie. Uit my eie uit gaan ek nie 'n goeie gees vorm nie, want ek is besig om te werk aan die dinge wat God moet mee werk. En ek moet vir hom 'n kans gee, want die perfekte manier van wat God wil hê, is dat ons hom moet toelaat. Here, werk met my gees. Here, vorm my gees. Vader, doen met my gees. Daar U wil moet elke dag in my gees wees. Jy sien, as die gees wat ons veronderstel is om so te vertroetel, so sorgsaam te hanteer, nie reg gehanteer word nie, dan gaan ons dingetjies kry soos wat ek vir u reeds gesien het. Die ek wat ek nie wil wees nie. Dis die dinge wat gaan gebore word, dis die dinge wat gevorm gaan word. Die ek wat ek voorgee om te wees. Verstaan nie wat besig is om te gebeur. Dit is net omdat ek my gees nie vorm in die rigting wat God wil hê dit gevorm moet word nie. Of die dinge wat hy vir my gee. Die derde een is die ek wat ander mense wil hê ek moet wees. Nou daardie dinge is dinge wat in jou innerlike beginne broei, in jou innerlike gevorm word en in jou innerlike beginne moet plaasvind, dat dit groei kan plaasvind. En dan is daar die een wat God bedoel. Die ek wat ek bedoel is om te wees. Die ek wat ek bedoel is om te wees. Sê bietjie vir jouself, watter ek is jy? Is ek die een, baie keer dieselfde, die ou grappie van, vir wie gaan ons bedank? Dan het ons gesê, Boland Bank, die ouens wat, die boere, dan sê hulle, nee, ons gaan hierdie ou bedank, wat op die einde van die dag
Einde van die dag vra ons al die bestes in storie. Al die bestes in storie. Ek het al vir daai mense gestel, is nie beskikbaar nie, maar dit sal aanhou wel. Maar daar is die ek, wat ek bedoel is om te weet. Dis die deel wat God in hande klap. Dis die deel wat God opgemaak of wonder maak, waar die hemele oor bly is, dat die gees wat in jou binne is, gehoorsaam is aan die insette in jou innerlike. En as ons praat van daardie insette, dan verstaan ons wat God bedoel. Hy wil keer dat ons innerlike, ons menswees, nie in droë bene verander nie. En hy wil ons oopmaak. Mensekind kan daar in daardie droë bene weer lewe kom. Met ander woorde, ons praat van hoop vir elke dag. Ons praat van, Here, sal ek hierdeur kan kom? Here, hierdie dag, ek sien nie kans nie. Maar dit is dieselfde as wat ek sê, Here, gaan daar in hierdie droë bene wat ek in my kop al reeds bymekaar gemaak het, gaan daar lewe kom. Esegiel sê, verseker, want God is in beheer. Verseker, God gaan jou dra. Verseker, God het inderdaad geweet wat die antwoord gaan wees toe hy die vraag vir Esegiel vra. My God is good. My God is good. Omdat daar soveel dinge wat in ons lewe plaasvind, dan sê ek, okay, hoorie, los, bære dit, skryf dit agtertoe. Ons praat nie daaroor nie, ons dink nie eens daaraan nie, sodat daar vrede in my kan wees. Baie van die vrede kom weer stelselmatig terug in jou lewe, en dan het hy kleintjies gekry. So daai droë bene moet gehanteer word. Ons ken baie keer mense sê, hoor hierdie ou, die het baie geraamtes in die kas, nie? Daai geraamtes gaan nêrens. Nie voor God intree in daardie geraamtes in nie. Hulle praat van 'n man met die naam van Tim. Nou Tim was 'n verslaafde. Hy het sy gesin verloor. Hy het alles verloor wat hy besit het. Maar toe het hy God gevind. Maar toe het hy, hoor bietjie daai droë bene, toe het hy God gevind en hy is van sy slawerny bevry en hy het sy hele lewe kon regkry. Hoor julle wat gebeur? Droë bene, as 'n antwoord vir hom. Nou was daar 'n ander man wat verslaaf was aan alles wat die wêreld hom bied. Maar toe God in sy lewe ingryp, het alles verander. Toe het sy wêreld hemel op aarde geword. So was daar 'n vrou wat konflik gehaat het. Sy kon nie konflik hanteer nie. Dit het daar so erg geraak dat sy was so bang later vir konflik, dat sy het 3 dae na een of ander vakansiebestemming met haar vriendin gery. Vir 3 dae is dit nie haar mond oopgemaak nie. Want sy was bang, konflik kom daar uit. Maar toe God intree, en daar die droë bene in. Hier is 'n druppel in die emmer voorbeeld, nie. Maar toe God intree in daar die droë bene, het sy vandag kan sy sê, ek gebruik konflik vir ontspanning. So sy het 'n geweldige oorwinning wat oor haar gekom het. Konflik kan maar kom. God is in beheer. God gee lewe aan die droë bene. God wil hê dat ons moet groei, want groei kom van my God af. Dit kom deur die Heilige Gees wat in my is. God wil nie hê ek is gemaak dat die gedagtes wat aan ouens ek is gemaak en gelaat staan nie. Nee, dit sê vir my daar's droë bene
wat uitgesorteer moet word en ek moet dit vir die Here gee. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 4. Hy sê, daar's hulp vir ons gegee. Hy noem dit, sommige is apostels, profete. My Here kan alles doen. Hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die blinke môrester. Geef vir hom jou bene, ou bene, en hy gaan dit vir jou regmaak. Baie kere dan spot ons as ons ouer word en sê, hierdie ou bene van my, nee. Maar gee dit ook vir die Here. Hy het gesê, ek gee krag. Hoor die uiteinde. Terwyl ons in liefde die waarheid betrag. Kan God dit doen? Moet jy vir jouself sê, yes, God is able. In alles sal ek kan opgroei. In alles omdat my hoof Jesus Christus is. Nou sê hy in die 16de vers, uit wie die hele se liggaam saamgevoeg en saam verbind is deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Gaan God my net in 'n hoekie instoot? Gaan hy sê, jy moet maar suffer in silence? Of is dit waar die liefde intree? Ek sal met jou wees. Ek gaan jou nie begeer en jou nie verlaat nie. Ek gaan jou help. Maar nou sê Paul, die woord vir ons uiteindelik wat hierdie dinge aanbetref is dat nou jy floreer nie net vir jouself. Die oomblik wanneer die Here intree, dan is dit nie net hierdie bootjie wat geskommel word nie. Die waters om hom begin ook ander dinge te skommel. Wat het met Tim gebeur? Toe hy besig was met die verkeerde, het dit sy vrou geaffekteer. Dit het sy familie geaffekteer. Dit het sy hele besittings, alles wat hy gehad het, is geaffekteer. So ons moet weet, wanneer jy dan nou floreer, is dit nie net vir jouself nie. Jy floreer sodat, dan moet ons baie mooi weet en luister wat besig is, omdat God jou geskep het om te floreer. Daar's nie Wimpie Jacobs wat die Here in ons wil hê nie. Daar's nie 'n verloorgaande siel wat die Here wil hê nie. Hy sê, sodat dit met jou moet goed gaan, maar liggaam, siel en gees. Is die Here nie goed nie? Hy soek nie 'n droë been in my lewe nie. Hy sê, jy moet floreer, sodat jy deel van sy verlossingsplan kan word. God is lief vir ons. Jy moet groei, sodat jy mense kan bemoedig. Jy moet groei, sodat jy vir ander die verskil kan wys tussen good en bad. Ek moet groei, want God het gawes wat hy aan my wil gee, en daai gawes is nie net myne nie. Dit is vir almal om my. Dit is vir almal om my. Ek moet groei, want ek moet kan uitreik met dit wat God vir my gee. Jesus sê in Markus 10, hy sê, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie. Want by God is alle dinge moontlik. En dis waar die geloof inkom. En ek moet vir myself sê, jy het nodig om te hoor wat hier aangaan. Die wonder van die lewe saam met God is dat jy moet uitkyk na jou volgende tree wat jy gaan gee saam met God. Here, wanneer kom my? Ek moet jubel, ek moet opgewonde wees, want die woord sê, ek kan dit doen, want dit is moontlik. Daardie tree na God toe is die een wat vir my wag. Weer
en weet dit maar, ongeag wat jy gedoen het in jou lewe, ongeag of jy jou lewe opgemors het, daar's 'n goeie tree wat wag, want God sê, die ou tree was ou bene, en hy kan lewe, en daarmee jou lewe sit. Moenie dat jou kop vir jou sê, I'm not good. Moenie dat jou gewete met jou weghardloop nie. Moenie dat ander vir jou sê, jy moet 'n dokter gaan sien, nee, dis nie. Dis ou bene. Verklaar dit ou bene en sê, my God kan alles doen in my lewe. Wat het die Here Jesus vir die man aan die kruis gesê? Vandag kan jy saam met my in die paradys wees. Kan ek in geloof uitroep, dooie bene, vandag is jou dag vir die Here. Die Here gaan, maar as ek aan my dooie bene wil vashou, dan gaan ek sukkel. Die Here gee vir ons so mooi uitnodiging, en daardie volgende tree wat ek moet gee, om te sê, Here, ek nader tot U. U gaan tot my nader. Dis genade. Elke treetjie na die Here toe is 'n genade treetjie. En dan kan ek uitroep, om die ek wat ek wil wees, wat ek bedoel is om te wees, dat ek dit kan regkry. Here, doen dit in my. Here, doen dit in my. Vat my droom bene, Here. Mag nie saak waar ons kom nie. In die gees. Ons kyk so baie na Rinus, gebouwe wat platgeslaan, ou dinge wat nog staan en niks gebeur aan nie. Sê vandag net, Here, as dit my bene was, of bene wat iets het met my te doen het, is my eerste treetjie, Here. Help my. Kom ons bly. Hemelse Vader, so dankbaar is ons in hierdie oggenduur, so dankbaar om te weet dat U wil vir ons 'n God van naby wees. U wil ons help. U wil vir ons motiveer. U wil vir ons daardie kennis gee, sodat hulle wat dit nodig het, Here, deur liefde gehelp kan word. Ja, maar dis belangrik om te weet dat dit wat Esegiel gesien het, nie net droë bene was nie. U het gesê, u het van alle kante af hom gewys, hoe lyk hierdie droë bene? En Here, help ons maar net, dat dit wat in die innerlike is, nie verongeluk word deur die insette van wat ek aan my innerlike doen nie, wat die wêreld aan my innerlike doen nie, maar toelaat, Here, dat U elke dag my vorm en my maak na U wil, o Here. Neem ons hande, Vader, en stap saam met ons. My gebed vanmôre in Jesus naam. Amen.